Vroegoggend lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament. Vanoggend Eksodus hoofstuk 5. Moses en Aaron gaan na die Farao toe. Eksodus hoofstuk 5 vers 1. Daarna het Moses en Aaron na die Farao toe gegaan en gesê: So sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier. Maar die Farao het geantwoord: En wees die Here nogal dat ek na hom sal luister om Israel te laat gaan? Ek ken die Here nie en ek sal Israel nie laat gaan nie. Hulle sê toe: Die God van die Hebreërs het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief 3 dagreise die woestyn intrek om 'n offer vir ons God die Here te bring. Anders tref hy ons dalk met pes of die swaard. Maar die koning van Egipte het vir hulle gesê: Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk af weg? Gaan terug na julle werk toe. Julle mense is alreeds te veel en nou wil julle hulle ook nog laat ophou werk. Dieselfde dag nog het die Farao die slawedrywers van die volk en hulle opsigters beveel: Hulle mag nie meer soos vroeër vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self strooi bymekaar maak en julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore bly eis. Julle mag niks verminder nie. Hulle is net lui, daarom hou hulle aan met neel. Ons wil vir ons God gaan offer. Die werk moet vir die manne so swaar wees en hulle so besig hou dat hulle nie hulle ore sal uitleer vir allerhande leuns nie. Toe die slawedrywers en die opsigters van die volk vir hulle gaan sê: So sê die Farao, julle kry nie meer strooi nie. Loop haal dit self, waar julle dit ook al kan kry, maar aan die hoeveelheid werk word niks verminder nie. Die volk het toe dwars oor Egipte stoppels bymekaar gemaak en die slawedrywers het hulle aangejaag en gesê: Julle moet nog elke dag net soveel lewer, soos toe daar nog strooi verskaf is. Boonop het die Farao se slawedrywers die Israelitiese opsigters geslaan en vir hulle gesê: Waarom het julle nie vandag net soos vroeër dieselfde hoeveelheid stene gemaak nie? Die Israelitiese opsigters kom klaar toe by die Farao: Waarom maak jy so met die werksmense? Daar word nie meer strooi aan ons verskaf nie, en tog bly die drywers vir ons sê: Maak bakstene. Ons word mishandel, maar eintlik lê die fout by u mense. Toe sê die Farao: Julle is lui. Dit is dat julle bly sê: Ons wil vir die Here gaan offer. Loop, gaan werk. Hulle sal nie meer vir julle strooi gee nie, maar julle quota bakstene sal julle lewer. Toe die Farao vir die Israelitiese opsigters sê dat hulle daaglikse quota bakstene nie verminder gaan word nie, het hulle besef watter ramp hulle getref het. Moses en Aaron het hulle buite ingewag, en toe die opsigters van die Farao af by hulle kom, sê hulle vir Moses en Aaron: Mag die Here julle straf, omdat julle ons naam sleg gemaak het by die Farao en sy amptenare, en vir hulle 'n swaard in die hand gegee het, om ons mee dood te maak. Hierdie gedeelte is Eksodus hoofstuk 5 in die 83 vertaling. Die gedeelte wat duidelik vir ons wys dit nou. Moses gaan na die Farao toe. Hy vra dat hy asseblief hom toelaat om 3 dagreise ver in die woestyn in te gaan. Maar die Farao se reaksie is net: gee hulle nie meer strooi nie, verwag dieselfde hoeveelheid werk en basies, julle is net lui en laat hulle harder werk. En so bring hulle eintlik die Israelitiese volk teen Moses en Aaron in opstand, want hulle sê hulle name sleg gemaak by die Farao. En hy het vir hulle
basies 'n swaard in die hand gegee om hulle mee dood te maak. Ja, nie net het Moses nou die teenstand van die farao nie, maar ook eintlik van sy eie volksmense, die wat hy gekom het om te verlos. Hierdie gedeelte aangrypend, Eksodus 5 in die 83 vertaling.